Goeiedag almal. Jy weet daardie dag toe Jesus, die Messias, gebore is, het die volk Israel verlang, gehoop en gebid vir die koms van 'n Messias. En ja, hulle het geweet dat die ou profeseë sy koms voorspel het, maar wat die meeste van hulle gesoek het, was nie 'n verlosser van sonde nie, maar 'n politieke leier om hulle van die Romeinse ryk te bevry. Hulle het hulle fisiese toestand as 'n prioriteit beskou, meer as hulle geestelike behoefte. Jesus was die beloofde een, maar toe hy verskyn het hulle hom verwerp en geen belangstelling getoon om hom as die Messias, die verlosser, te aanvaar nie. Maar weet jy wat, dis presies nog dieselfde vandag. Sommige mense soek die Here in hulle lewe bloot vir al sy beloftes en seëninge, maar hulle sien nie hulle behoefte aan hom as hulle verlosser van sonde nie. Jesus bied redding vrylik aan almal wat aan hom glo. Daar is geen ander manier om dit te ontvang nie. En die wat weier om hom te ontvang op hierdie wyse, bly verlore sonder hom. Nie omdat hy hulle nie wil red nie, maar omdat hulle nie sy aanbod, sy uitnodiging wil aanvaar nie. Matteus 23 vers 37, luister net na hierdie storie, wat Jesus uitroep en sê, O Jerusalem, Jerusalem, julle wat die profete doodmaak en stenig die wat God na julle gestuur het, hoeveel maal wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder hulle vlek bymekaar maak? Maar julle wou niks weet nie, en julle het julle rug op my gedraai. Ek wil u vandag verseker, Jesus is gebore. Hy het aarde toe gekom om ons te red en om ons te verlos van ons sondes. En hy gee vrylik verlossing aan almal wat op hom as hulle verlosser vertrou. Kom ons vier met blydskap, kom ons vier met oorgawe, verwagting en vertroue hierdie Christusfees, want die Here is ons verlosser.